Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, baie dankie vir u woord wat ons vandag kan saam lees. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 1 vers 17 en 18. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. En dit nie met woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Paulus verduidelik die wysheid van God en die betekenis van die kruis vir ons in sy brief. Die Romeine het die kuns om mense 'n vernederende en 'n pynlike stadige dood te laat sterf vervolmaak. Kruisiging was gebruik as 'n strafmaatreël vir die grootste kriminele wat daar kon wees. Die Grieke het geglo dat gode nie sou toelaat om hulle self deur mense te laat kruisig nie. Daarom die verwagting dat as Jesus God is, sou hy homself red van die kruis. Die Jode het aan die ander kant ook die kruis verstaan as 'n skandelike gebeure en selfs ook 'n vloek vanaf God. Die kruisiging van Jesus word daarom as 'n dwaasheid gereken deur die wêreld. Deur die wysheid van God is Jesus egter verhoog en nie verneder nie. In plaas daarvan om homself van die kruis af te red en te sterf. In plaas daarvan om homself van die kruis af te red, sterf hy, maar staan op en oorwin die dood. In plaas daarvan dat God hom vervloek, word die wêreld deur hom geseën. Alles wat daardie dag gebeur het, wyk af van die wêreldse verwagting ten opsigte van die kruisiging. Die kruis van Christus is sonder enige twyfel die wysheid en krag van God waardeur ons gered word. Here, ons dank U vir die offer waardeur U ons vrygekoop het. Amen.